New information out of South Africa. Authorities there confirming the Andes strain of the virus has been identified in 2 passengers. And it is the only known strain to transmit person to person. I hear all that, and it's natural, especially in light of our recent history, to think, is this another pandemic? Officials have confirmed that the hantavirus that is aboard that ship in the sea is the Andes variant, which means that this deadly virus that has a 40% mortality rate is transmissible person to person. This has been confirmed today, May 6, 2026. Let's go ahead and take a look at the latest headlines so that way you can see it for yourself. WHO confirms the dangerous Andes variant in the cruise ship outbreak. LUMC prepares for patients. 2 individuals aboard the cruise ship Hondias tested positive for the hantavirus and were carrying the Andes variant, according to South Africa's health authorities. Officials noted that unlike many other strains, this version of the virus can spread between people when they are in close proximity. Here's another one. Hantavirus outbreaks rarely happen. This Andes strain is a complicated public health situation. And here's another headline, and you can see these all coming out today, May 6th, with the breaking news that this has now been confirmed. The hantavirus Andes variant warning signs as WHO confirms deadly person-to-person strain on the cruise ship. 3 people have died so far after the virus outbreak on the MV Hondias cruise ship. We're hearing that this is the variant that does travel person to person, which is what we're hearing health experts were afraid of, which means that with an incubation period of 8 weeks, these people are going to need to be quarantined, and they're saying they don't want them to come into port for the next 2 months because they could be infected with it right now and not even know it for a month or 2 months from now. So they are stuck out at sea. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Ek het nou so vinnige videoetjie weer gekyk. Ek wil amper sê na die alombekende hantavirus wat nou weer tevoorskyn gekom het, wat blykbaar afkomstig is van rotte en muise en alles wat daarmee saamgaan. So kykers en luisteraars, jy weet, dan is dit die hantavirus, dan is dit die varkgriepvirus, dan is dit die voëlgriepvirus, dan is dit die monkeypox, ek wil dit amper die aapstype virus noem, en ek sê dit nou nie ligtelike en komies gewys nie, maar al hierdie gereelde kort is dit hierdie virus, dan is dit sommer weer hier 'n naam, Ebola op 'n stadium, en dan is dit weer 'n naam soos hierdie hanta wat heel nuut, noem dit nou maar amper op die mark is, as ek dit so kan sê, en ek gebruik spesifiek die woord mark, want hierdie hele virus, pandemie, situasie het 'n tipe van 'n mark geword vir die elites, as ek die Engelse woord mag gebruik, want dit is maar almal weet van wie jy dan praat. Die nuwe wêreldorde, Babylon, hierdie een wêreldstelsel, en waar hulle wil ontslaa raak van die armes. Ons sien hoe Epstein en Bill Gates in een van sy gelekte of nou bekendgemaakte dokumente duidelik gepraat het en gevra het, hoe gaan ons ontslaa raak van die armes op die aardbol? Dit was 'n besprekingspunt. Maar so kan ons oor dit praat, en ons kan praat oor Amerika het nou weer vir Iran. Iran het geskiet op Amerika, en Amerika op Iran, is daar nou weer 'n klompie bomme geskiet, en so meer, en dan is dit vredespraatjies, die een op die ander, en dan is dit 'n skietstaking, en dan hou die skietstaking op, en dan oortree die een om, en dan oortree daai een om, en dan is ons in Oekraïne, en dan is ons in Taiwan, en dan is ons in Venezuela, en dan is ons in Cuba of op pad Cuba toe, en so hou dit net aan, en hou dit nie op nie. En ek wil amper sê, so hou die tekens aan, en hou die tekens van die tye net nie op nie. En is dit belangrik vir ons as gelowiges? Die wat nie gelowig is nie, gaan dit nie verstaan nie, wil dit nie verstaan nie, gaan dit ook nie insien nie, want die woord sê, daar is niemand so blind soos die een wat nie wil sien nie. En daar is niemand so doof soos die een wat nie wil hoor nie. So as jy nie wil sien nie, gaan jy nie sien nie. As jy nie wil hoor nie, gaan jy nie hoor nie. Maar ja, ons het dan ook 'n Afrikaanse gesegde wat lei dat sien is glo, voel is wragtig. So ja, dan gaan die wat nie wil sien nie, wat nie wou sien nie, wat nie wou hoor nie, gaan dan maar voel. En dit gaan wragtig wees, as ek die woord nou maar so kan gebruik. Want dit is maar so aangehaal uit ons Afrikaanse spreuke uit, noem dit nou maar so.
So kan ons nou heel dag praat oor al hierdie affæres en dan vrede, dan praat hulle vrede. Daar word meer vrede gepraat wat ons hoor en sien op die breë stroom media, maar inteendeel word daar meer oorlog gemaak en meer geskied. En presies, weet wat die woord vir ons gesê het aan die einde van die dag, sal hulle praat vrede, 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 en 'n skielike verderf sal hulle oorval. En dis wat ons besig is om te sien gebeur. Ons sien vredespraatjies kort aan mekaar die heeltyd, maar ons sien hoe hierdie onreg, hierdie oorlog, hulle sal praat van vrede en 'n skielike verderf. Ons sien hoe hierdie verderf insluip in Oekraïne, in NAVO, in die Midde-Ooste, in die oostelike dele van die wêreld daar in China, Taiwan. Ons sien nou ook wat Amerika vir Suid-Korea gevra het om ook nou betrokke te raak in die Iran-oorlog. So oral oor sien ons dit. Op watter punt, ek wil nie eens praat van die gelowiges nie, op watter punt gaan die wêreldling, wanneer hy die Bybel se 4 perde van Openbaring lees, besef dat hier is akkuraat. Hierdie profeseë van die 4 perde van Openbaring van 2000 en meer jare, 2000 min of meer jare gelede, is so akkuraat en is besig om teken vir teken reg voor ons oë af te speel. Nou is ons by die hantavirus. Ons was nou die dag by die varkgriep, voëlgriep, monkeypox. Ag, noem dit. Ebola. So gaan ons maar net aan. Wat se nuwe name gaan daar nog opduik? Terwyl die oomblik wat jy as 'n gelowige sien en besef, ons is nou in daardie geslag waar ons Messias, waar Jesus vir ons gesê het, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voor al hierdie dinge gebeur nie. Van begin tot einde van die einde van die tye, né? Van die begin van die einde van die tye en die tekens wat in Matteus 24 deur Jesus self ons gegee is, en Jeremia, en Hosea, en Sagaria, en Daniel, en Johannes, so kan ons net aangaan. Hierdie geslag, wanneer jy daardie begin sien, wat ons nou gesien het, ek sou sê daardie begin was 2020 veral met die eerste perd, wat 'n farmaseutiese inslag gehad het, die wit perd, en die belangrikheid van hierdie tekens, kykers en luisteraars. Dis nie in 'n gemeenskap, in 'n provinsie, in 'n land, of net in 'n paar lande nie. Dis oor die hele wêreld. Oor die hele wêreld het almal maskers gedra. Oor die hele wêreld, oor die uithoeke van hierdie aarde. Dis 'n groot gebeurtenis. Bybels groot genoeg as 'n teken. As dit nie genoeg is nie, die tweede perd van Openbaring sê vir ons dat dan word die vrede van die aarde af weggeneem. As u nie kan sien, ek sien nou die dag 'n oulike videoetjie van iemand wat sê, en jy kan sien, dis nie 'n gelowige persoon nie, wat net sê, dit voel net vir haar, asof van 2020 af, die wêreld verander het, en nog nooit weer teruggekeer het, na dit wat ons voor 2020 geken en beleef het nie. En dit was vir my so akkuraat, so onskuldige waarneming, maar so akkuraat. Want ons is nou by daardie tekens. Ons sien die tweede perd, wat die vrede van die aarde af wegneem. Gaan kyk na die onrus in elke land, gereeld, oor die hele aarde. Die derde perd is dan nou waar kos duur gaan raak. Nou is ons klaar besig om die artikels te lees, legio artikels, kunsmis. Ek meen, Simon praat nou met iemand in hierdie week, 'n boer, wat sê hy, rofweg, ek praat nou maar sommer so, 'n derde hangs, as ek dit so kan sê, nie as 'n eerste of 'n tweede party nie, maar het R9.000 'n ton kunsmis betaal en nou is dit R16.000. Nou wat se effek gaan dit hê op voedselpryse? En ons lees die artikels legio, tekorte op kunsmis, verseker, duur kunsmis, verseker, energie, die brandstof om die voedsel te versprei, te verwerk. Hy word geproduseer op die land, hy word gery na silo's toe van Daaf Tiger, Millington, Suid-Afrika, Premier, toe waar dit nou in al ons cerealpappe, al ons kitspappe en ons verwerkte voedsel op die rakke soos u dit nou gaan koop, dan nou verskyn alles energie, energie, wat nou die hoogte inskiet. So kos gaan duur raak. Dis die derde perd. Die vierde perd is pestilensies, hantavirus, varkgriepvirus, voëlgriepvirus, Ebola, monkeypox. Noem hulle, wat se nuwe name gaan daar nog uitduik? Daar gaan nuus kom.
Op watter punt gaan ons nou besef? En dis 'n belangrike besef, kykers en luisteraars, medegelowiges, nie gelowiges, belangrike besef dat ons God is betroubaar, is waar, het hierdie raadsplan geskryf. Want al die tekens wat ons nou van hoor en sien elke dag, in elke nuus wat daar bestaan, is oor die opbouende oorlog wêreldwyd. Dis die swaard van die 4de perd. As dit nie die voëlgriep, varkgriep, virusse is nie, dan is dit Hanta. Dis die pestilensies, dis die 4de perd. Die swaard is die oorlog. Hongersnood. Hongersnood gaan mos nou uitkom en voortspruit uit wanneer hierdie oorlog gaan. Hy gaan eskaleer, hulle kan maar vredespraatjies praat soos hulle wil. Dit gaan éventueel, gaan dit vrede, gaan dit op 'n verderf uitloop. Hulle sal praat van vrede en 'n skielike verderf. En daardie skielik is nie noodwendig in 24 uur of in 'n uur nie. In die tydsperk van profetiese tye kan dit in 10-20 jaar kan daai skielik wees. En ons is nou in daardie skielik waar ons hoor en sien hoe hulle praat van vrede tot vervelings toe, maar dis nie wat ons op die grond sien uitspeel nie. Ons sien net meer vervaardiging van wapens, ons sien net meer ontplooiing van militêre magte, dwars oor die hele aardbol. In pestilensies kan ons die tekens klaar sien van die 4de perd. Ons sien hoe hulle oplyn, noem dit nou maar hierdie pestilensies, hoe dit opgelyn word. Dan raak dit, kom ons bel weer vir logika. Dan is dit logies dat eers gaan een van hierdie pandemies, pestilensies, gaan hand uitdruk, gaan miljoene mense se lewens eis. Psalm 91, duisende, 10.000 sal om jou val, maar na jou sal dit nie kom nie. Nou ja, mense moet versigtig wees om te maklik te sê, ek of jy kwalifiseer vir daai, na jou sal dit nie kom nie. Dit moet ons baie versigtig wees. Daarvoor moet ons 'n baie heiligmakende lewe lei, en 'n baie sterk verhouding met ons Skepper hê, deur sy Seun en sy Gees. Die punt wat ek net wil uitkom en eintlik dan mee wil afsluit, is dis regtig nie meer moeilik om die eerste 4 perde van Openbaring te sien nie. Ons almal sien die oorlog, ons almal sien al die pestilensies, ons almal sien al die voedselpryse wat die hoogte gaan inskiet en gaan eindig by die 4de perd se hongersnode. Dis wat in die 4de perd gaan gebeur. Hongersnood, pestilensies en oorlog, die swaard. Dis die 3de wêreldoorlog. Wat professor Jeffrey Sachs nou die dag gesê het, we are in the beginning stages of the Third World War. Douglas McGregor het dieselfde verlede week gesê, in die afgelope 2 weke, week en 'n half. Hoekom is dit belangrik? En hiermee gaan ek afsluit, om te besef en te verstaan, dat ons is nou in daardie vervulling van Openbaring se perde. As ook stukke wat ek hierdie oggend, Bybel, ander profeseë wat maar net hierby aansluit. As ook Jesus se profeseë wat eerste en sterkste staan as die Seun van die Allerhoogste, wat vir ons dieselfde tekens gegee het. Want wanneer u dit besef, dan kan u gaan kyk, wat is die 5de seël na die 4de perd? Wat is die 6de een na die 5de een? Om jou en u en vir my dan, hoekom het die Vader dit vir ons gegee? Eerstens om sy almag aan ons te bewys. En hy die skrywer is van hierdie raadsplan. Maar dan tweedens, om sy kinders daardie advies te gee, daardie voorsprong te gee, daardie raad te gee. Dit gebeur nou, dit gaan volgende gebeur, dit gaan volgende, want dan kan jy jou as 'n kind van hom posisioneer op die regte plek, inskakel, aansluit en weet hier kom onrus, hier kom chaos oor die aarde, hier kom hongersnood en in hongersnood gaan jy geplunder word, gaan jy aangeval word, al het jy net kos. Dan kom ons nog eers by jou veldkleur in Suid-Afrika en die polarisasie daarmee saam. Ons praat net van 'n hongerou gaan jou huis inbreek as hy honger is en hy weet jy het kos. En dan is dit belangrik om te groepeer, belangrik om opgeneem te wees in 'n stelsel, in 'n masjien. Ons gaan nou op ons Suidlanders Media kanaal, gaan ons ook begin video's plaas, lesse geleer uit ander revolusies, ander volksmoorde, sodat u kan sien hoe belangrik is dit om in 'n stelsel en 'n groepering
opgeneem te wees. Want as jy individueel staan, behalwe vir die bedreiging van die massas, en jy het nie kos nie, en jy het nie klere nie, en jy het nie behuising nie, kan selfs van jou eie mense jou misbruik, om op die einde van die dag, in ruil vir hulle gee vir jou kos, maar jy gee my dit of dat. En ons gaan 'n bietjie vir u voorbeelde en lesse gee, uit ander revolusies, sodat ons daaruit kan leer, en nie dieselfde foute maak. En self dit hoef te leer daardie foute nie. Dit is makliker om te luister na 'n ander ou se ondervinding. En te weet, as jy hierdie spyker inslaan met 'n hamer, as ek hom mislaan, gaan ek my vinger raakslaan. Daai ou het dit vir my gesê, is makliker om dit so te leer, baie minder pynlik, as om maar self te leer en jou vinger self raak te slaan, want dan gaan jy dit nou maar geleer het op die harde. Sien is glo, voel is wragtig. Kykers en luisteraars, die gaan die belangrikheid van om in 'n stelsel, in 'n groepering, in te skakel, eendersdenkende mense, want dit bied vir jou nie net beskerming teen honger, massas en revolusionêres en volksmoordenaars en bendes nie net teen dit nie, maar teen ook misbruik, wat uit eie geleedere kan plaasvind. En daardie opneem in 'n stelsel is baie belangrik. En ek glo dis hoekom die Vader dit oor ons pad gebring het, om Suidlanders 25, 26 jaar gelede aktief te begin dryf. Tot 'n volgende keer, ons praat weer. Sterkte en seën. Totsiens.